Wel, Rabbi Shapira, in Exodus 25:11 is daar 'n baie interessante vers wat praat oor 'n deel van die konstruksie van die ark van die verbond. En dis altyd interessant vir my as rabbi en jy leer ons om so te dink. Dis nie noodwendig 'n Christen manier van dink nie, maar dit is 'n baie Joodse manier van dink dat alles 'n geestelike kant het. So 'n baie direkte gebod soos: jy moet die ark met suiwer hout oordek binne en buite. Nou ek dink toe ek as kind hierdie deel van die Bybel gelees het ek gedink wel dit het regtig niks met my te doen nie. Ek bedoel, dit het baie lank gelede gebeur en dit gaan oor die tabernakel en die ark en dit het nie regtig iets met my te doen nie. Ja. Maar dit is nie waar nie. As ons hierna kyk op 'n geestelike manier om die ark aan die buitekant en die binnekant met suiwer hout te oordek, kyk wat die Talmud sê in Traktaat Joma 72b. Enige Torah-geleerde wie se binneste nie, soos sy uiterlike is nie, is geen Torah-geleerde nie. So, dit beteken vir jou. Wat dink jy? As jy 'n Musar-les moes maak, wat sou dit wees? Kan ek 'n bietjie reguit wees, Rabbi? Ek dink in ons land, in die Verenigde State van Amerika, het ons baie geestelike onderwysers gesien, ons het baie pastore en baie leiers gesien wat baie goud aan die buitekant het. Hulle lyk baie blink, hulle lyk baie suiwer aan die buitekant, maar ons sien baie van hulle val. Die goud is nie ook aan die binnekant ingelê nie. En dit herinner my aan wat Yeshua sê oor witgepleisterde grafte. Jy lyk baie goed van buite, maar binne is niks van daardie suiwerheid nie. So wat ons moet doen wanneer ons na skrifgedeeltes soos hierdie kyk, die oordek van die ark met goud van binne en buite is om soos daardie ark te wees. As ons daardie uiterlike het, waar ons vir die wêreld iets suiwer, iets pragtig, iets vol lig probeer wys, maar binne het ons nie ook die goud nie, het ons geen reg om te praat nie. Sjoe, dit is kragtig. En jy weet die Ramaat kom en verduidelik die geheim van hierdie spesifieke gedeelte. Terloops, jy het dit nie oor spiritualiseer nie, want die Ramaat het 'n baie soortgelyke gedagte oor hierdie teks. Hy sê dat die sleutel tot die begrip van die goud aan die buitekant versus die goud aan die binnekant in een woord lê, die woord tahor. Daar is eintlik baie mense wat goud aan die buitekant en ook goud aan die binnekant het, maar die goud is nie suiwer nie. Hierdie is die sleutelwoord, die woord tahor, en wat die Ramaat verduidelik het, is dat enige plek waar die buitekant en die binnekant nie met mekaar verband hou nie, 'n plek is wat, en dis baie belangrik dat almal moet verstaan die term Chitzonim, wat beteken die demone die Sitra Achra kan bekom. Dis 'n bereikbare plek. Ons noem dit in Christelike taalgebruik in oopdeur. Jy weet, hy sê eintlik as die binnekant en die buitekant nie ooreenstem nie, dan raai wat daar is 'n oop deur. Sekerlik is daar in die Nuwe Testament geskryf hieroor, as die buitekant nie met die binnekant ooreenstem nie, is 'n oop deur nou beskikbaar vir jou. So jy sê dit ewe asita, alav zer, zav, saviv. Jy maak die hout rondom dit en dit is iets baie belangrik. Wat sê dit in Pirkei Avot hoofstuk 1? Dit sê, maak 'n heining om die Torah. Maak 'n heining om die Torah aan die buitekant en die binnekant, sodat die buitekant en die binnekant dieselfde sal lyk. Was jy ooit in 'n huis waar jy aankom en die buitekant lyk pragtig en jy kom binne en dink, o, wat is dit? Dit pas glad nie by mekaar nie. Ja. Dis waarvoor ons moet oplet, vriende. Die Musar vandag uit Mekorot is baie belangrik. Kyk na die kwaliteit van die huis. En dit is interessant, want die woord wat hier gebruik word, is 'n Tetsapainu, wat verband hou met Josef se naam Tsafnat Paneach. Jy sien 'n linguistiese leidraad. Maak seker dat Josef uiterlik en innerlik dieselfde leef. Laaste woord van jou asseblief. Ek dink dit is so belangrik, Rabbi. Ons leer in die Nuwe Testament dat God verkies dat ons of warm of koud is. Hy sou eintlik liewer wou hê dat ons heeltemal koud is as lou.
So as jy daardie goud aan die buitekant gaan sit, maak seker die goud is aan die binnekant. Of as jy albei gaan hê, soos jy gesê het, maak seker dit is die suiwer goud. Maak seker ons laat die Here toe om van die onsuiverhede in daardie goud ontslae te raak. Ek sou self so ver gaan om te sê dat God liewer wil hê jy moet middelmatig wees aan die buitekant en middelmatig aan die binnekant as om baie warm aan die binnekant te wees en baie koud aan die buitekant. Wat sê jy daarvan? Absoluut. Wel, en ek hou daarvan hoe ons in die Tanya geleer word om onsself as ietwat in die middel te beskou. Nie om te probeer om oormatig regverdig te wees nie, en ook nie om voor te gee dat ons die slegste persoon is nie. Hierdie idee van daardie balans vind die verband tussen buite en binne, ek hou baie van hoe jy dit stel. Ja, in traktaat Kedushin 40b staan daar dat 'n persoon homself moet beskou as half verdienstelik en half aanspreeklik, wat beteken dat hy reg daar in die middel is. Hoekom? Waarom moet 'n mens na homself kyk en dink hy is half verdienstelik en alles? Jy weet hoekom. Omdat dit beter is vir 'n persoon om 'n gebalanseerde siening van hulself te hê. Torah onderrig het iets baie belangrik. Maak seker dat wat ook al die buitekant is ooreenstem met die binnekant. Hou 'n werklikheidskontrole oor wie jy is. En probeer dan om jouself stadig na die verdienste toe te swaai. En as God dit wil, sal jy suksesvol wees, maar jy moet dit op 'n gebalanseerde manier doen. En terloops, dit is ook hoekom Yeshua sê, bly op die nou, regheid en smal pad. Dit is soos die goud. Moenie vir my die 20 karaat aan die buitekant gee en die goedkoop nabootsing aan die binnekant nie. God is nie beïndruk met daardie dinge nie. Dit is beter om 1 karaat aan die buitekant en 1 karaat aan die binnekant te hê. Wat 'n les vir ons vandag. God soek opregtheid. Laat ons opregte gelowiges wees. Hierdie is vriende die wonderlike Mekkorot vir hierdie week. Shalom almal.